Een van die verhale in die Bybel wat my seker die meeste raak, en eintlik het ek vroeër ook daaroor gesels met iemand wat saam met ons die Bybelstudie van Christy McClelland gedoen het, toe ons dit uitgepak het. En dit bly vir my een van die aandoenlikste verhale in die Bybel, is die een van die vrou die Samaritaanse vrou in Johannes 4. En ons sien dat Jesus so vasbeslote was om na hierdie vrou uit te reik. Dat hy so vasbeslote was om sy hand uit te steek na hierdie vrou, verlore in haar sonde en in haar ellende, want hierdie vrou was 'n vrou van swaar kry, van verwerping, van bespotting, van almal sien neer op haar. Hy was so gretig om hierdie vrou in te bring in die koninkryk van sy Vader, in dat hy die snikhete dag, die warmste son van die dag, rondom 12 uur in die dag by die put in die son gaan sit het en wag vir haar. Stoksiel alleen, want hy het 'n afspraak met haar gehad. En ons sien dat hy in sy vasbeslotenheid bereid was om alle konvensies van daai tyd, al die tradisies en die gebruike van sy Joodse kultuur op sy te stoot. Want hy praat as man met 'n vrou. En nie net enige vrou nie, 'n Samaritaanse vrou. Die op wie die Jode neergesien het, wat hulle gedink het is onrein. En nie net dit nie, hy was bereid om vir haar te vra, gee vir my 'n bietjie water om te drink. Wat ons nie besef nie, is hy sê vir haar, uit jou bekertjie. Gee vir my water uit jou bekertjie waaruit jy drink. Dan sien hy sê vir haar, jy is nie vir my verwerplik nie. Ek is bereid om te drink uit die beker waaruit jy gedrink het. Dan sien die Jode het geglo dat selfs die speeksel van 'n Samaritaan is onheilig. En hy sê van nee, jy is nie vir my verwerplik nie. Ek sal drink uit dit wat jy uitgedrink het. Ek sal jou eetgerei met jou deel. En hierdie vrou was boonop 'n vrou met 'n reputasie. Van so 'n aard dat selfs die Samaritane hulle rug op haar gedraai het. Hierdie verhaal laat my dink aan die woorde van Relentless Love wat ons dikwels sing. There's no shadow you won't light up. Mountain you won't climb up coming after me. There's no wall you won't kick down. Lie, 'n leuen van die vyand, you won't tear down coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Ons verstaan hoekom dit reckless was, want Jesus het roekeloos opgetree, homself blootgestel vir verwerping van baie, vir baie kritiek. Maar hy het dit gedoen, hoekom? Want hy het hierdie vrou roekeloos liefgehad. En met daai selfde roekelose liefde het hy vir my en jou gekom. As ek en jy vanoggend kan bely, maar ons is kinders van God, het hy presies dieselfde ook vir my en jou gedoen. En dan sê hy vir haar in vers 10, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Ons praat baie van clickbait, ons kan sien hoe Jesus die aas daar uitsit vir haar. Hy maak haar eers gemaklik, dat sy weet maar hy verwerp haar nie, en dan plaas hy die aas daar, want hy wil haar inkatrol. En dan verduidelik hy vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, wat sy nou vir hom gegee het, sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Jesus beskryf hierso en vergelyk die proses van wedergeboorte wanneer die Heilige Gees kom en ons kinders van God maak, daai bo-natuurlike werking van die Heilige Gees met water, en hy kom sê dat hy self die fontein van die lewe is. En wie van hom kom en drink, sal nooit weer dors kry nie. Enkele hoofstukke verder, Johannes 7, staan Jesus op die groot dag van die fees en hy roep uit, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom sou kom, sou die Gees
die Heilige Gees ontvang. So Jesus gebruik dieselfde metafoor, hy praat weer eens van water, maar ek weet nie of ons dit noodwendig gesien het nie, daar's 'n subtiele verskuiwing tussen Johannes 4 en Johannes 7, 'n baie belangrike een, want sien, in beide praat Jesus van mense wat self dors het, en na Jesus toe kom en van hom drink. Maar in Johannes 7, kort voor die Heilige Gees uitgestort het, plaas hy iets anders by, 'n baie belangrike iets. Hy kom sê, hy wat van hom gedrink het, van Jesus gedrink het, in hulle binneste sal 'n rivier ontspring, wat tot die geestelike verkoking van ander sal lei. Nie net sal daai persoon self nie weer dors word nie. Daai persoon sal 'n lewende kanaal wees, waardeur die lewegewende water van die Here homself sal vloei om ander wat in 'n droë wêreld leef, wat smag na water, al weet hulle nie, sal kan drink, en ook hulle sal tot die lewe kom. Wat ek en jy nie dalk altyd besef nie, is dit is die opdrag, om 'n kanaal te wees waardeur die lewende water van die Here Jesus homself, deur die Heilige Gees, deur ons beweeg na ander. Dis hoekom ek en jy nog hier is, anderster kon die Here ons al huis toe gevat het. Hoekom is ek en jy nog nie by die huis, by die Here nie? Want hy is ons huis. Want ons het nog die geleentheid om 'n lewende kanaal te wees, waardeur ander mag drink van hom en die ewige lewe kan kry. Hier in Johannes 7 profeteer Johannes oor die Heilige Gees wat sou kom, wat hulle sou ontvang wat in hom glo. Toe was dit nog net 'n belofte. In Lukas 24, net voor Jesus opvaar na die hemel, in sy laaste woorde aan sy disippels, verduidelik hy vir hulle dat hy moes gekom het om die wet en die profete te vervul. Want sien, voor die kruisiging kon hulle glad nie verstaan, hoekom moes Jesus ly? Hoekom moes hy gekruisig word nie? Hoekom moes hy so 'n skande dood? Ons besef dit nooit nie, maar Jesus was gestroop nie net van sy heerlikheid nie, hy was gestroop van sy waardigheid. Hy het poedelnakend aan daai kruis gehang. Gestroop van alles. Hoekom was dit nodig? Ek kan my voorstel hoe hulle huis toe gegaan het en gedink het, wat op aarde het nou gebeur? Ek kan dink hoe teleurgestel hulle moes wees. So Jesus, voordat hy opvaar na die hemel, verduidelik vir hulle, julle het dit net nie gesien nie, maar dis wat oor my gesê is van die begin af. Ek moes die wet en die profete vervul. En dan sê vers 45, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Sien, hulle het nog nie verstaan op daai stadium nie, maar toe gee hy vir hulle bonatuurlik die vermoë om dit in te sien. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergifnis van sondes aan al die nasies verkondig word. En dan sê Jesus die volgende, julle, hierdie disippels, julle en ek en jy is getuies van hierdie dinge. Met ander woorde, die parafrase van Liesel sê, julle my disippels, het met julle eie oë gesien, met julle eie ore gehoor. Julle het self gekom en van hierdie water van my kom drink uit die fontein van die lewe. En nou is julle die werktuie, julle word die kanale waardeur hierdie goeie nuus nou na ander toe sal gaan, sodat hulle ook kan eet en hulle ook kan drink. En hierdie opdrag het die Here geweet is te groot vir hulle. Net soos wat dit vir my en jou ook te groot is, en daarom sê hy vir hulle in vers 49, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Jesus sou self die vervulling van die belofte van die Vader na hulle toe stuur, sodat hulle met krag van bo toegerus sou word, vir hierdie roeping om 'n lewende kanaal te wees, waardeur die lewe van God deur die Heilige Gees na ander kon vloei. Hulle het presies geweet watter belofte van die Vader Jesus van gepraat het, want sien, die gebeure van Johannes 14 tot 16, die aand voor Jesus se kruisiging, was nog vars in hulle geheue. Dit was maar enkele weke gelede. Daardie aand toe Jesus se eerste woorde aan hulle was, laat julle hart nie ontsteld word nie. Waaroor sou hulle ontsteld wees?
Jesus het so pas vir hulle die absolute ondenkbare gesê. Hy het so pas vir hulle gesê, ek gaan baie binnekort, om die waarheid te sê, oor enkele ure van julle af weg. Stel jou voor, vir 3 jaar was hierdie disippels se lewens so nou ingeweef in die bestaan van koning Jesus, dat hulle absoluut nie 'n lewe sonder hom kon voorstel nie. Hulle die lewe wat hulle eers voor Jesus gehad het, hulle BC lewe, net so agtergelaat. En het eers teruggehinker daarna nie. Wie hulle was en wat hulle was agter hulle. Hulle het alles saam met Jesus gedoen. Oral saam met hom rondbeweeg. Hulle het saam met hom geëet, saam met hom op dieselfde plek geslaap, of dit nou onder die sterre was en of dit in iemand se huis was. Hulle was ooggetuies van elke wonderwerk. Hulle het elke stukkie lering, elke storie wat Jesus vertel het om vir die mense iets te verduidelik, het hulle eerstens met hulle eie ore gehoor. Hulle was in sy teenwoordigheid 24/7 soos die Engelsman sê. Maar dis nie al nie. Ons weet, ons kan dit selfs van mense sê, daar's mense wat so 'n teenwoordigheid op hulle dra, so 'n autoriteit, dat ons wil baie graag naby aan hulle wees, veral wanneer ons ontsteld is of hartseer is, want ons beleef daai teenwoordigheid op hulle. Dis of ons amper onder dit kan inkom en dit deur hulle ook kan ervaar. Stel julle voor watter atmosfeer moes daar om Jesus gewees het. Vervul met die volheid van God, want hy is God, al is hy in 'n menslike liggaam. Daai teenwoordigheid sal almal rondom hom laat honger het. Geen wonder skares het agter hom aangeloop. Om net te sit en net te drink dit wat by sy mond uitkom nie. En nou, hy, die middelpunt van hulle bestaan, gaan binnekort van hulle af weggaan. Jesus weet dit en daarom verduidelik hy vir hulle in vers 16 en 17, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. En dan verduidelik Jesus vir hulle wie hierdie ander trooster is. Die Gees van die waarheid noem Jesus hom, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom. Hoe ken die disippels hom? Die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Maar hulle het dit ervaar elke keer wanneer hulle na Jesus geluister het. Elke keer as hulle naby hom gestaan het. En dan sê Jesus, omdat hy, hierdie Gees van die waarheid, by julle en in julle sal wees. En ek wil nou gou, soos wat ek by die skool op baie keer sê, die pause knoppie druk en sê, onthou, daai teenwoordigheid, wat so tasbaar was, dat almal aan Jesus se lippe gehang het as hy gepraat het, dat almal naby aan hom wou wees, dat die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, geweet het, as sy net kan naby genoeg kom om aan hom te raak, dan sal sy gesond word. Hoe het sy dit geweet? Sy het dit ervaar. Daai teenwoordigheid sou nou op die disippels en binne in die disippels wees. En dit rus nou op my en jou. Wat sê dit vir jou, hoe moet die wêreld voel, as ek net naby Rika kan kom, as ek net aan Sureta kan raak, as ek net 'n bietjie kan sit en gesels met Hanlie, of met wie ook al, sal ek iets van die Here ervaar. Dis die roeping, mense. Dis om 'n lewende kanaal te wees, waar die Heilige Gees ander kan laat drink, aan dit wat by ons monde uitkom, wanneer daai rivier opborrel, en dit 'n lewende stroom is, wat vir ander vertroosting bring. Ja, die Vader sou 'n ander trooster in die plek van Jesus gee. Ek het dit al van tevore verduidelik, so ek gaan vinnig daaroor gaan. Maar ek het al vir julle gesê, dat in Grieks is daar 2 woorde, wat vertaal word in ons Bybel as ander. Die eerste een is heteros. Ek wil hê jy moet dink aan die woord heteroseksueel. Met ander woorde, om aangetrokke te wees tot die teenoorgestelde geslag. Iets anders as wat jy is, né? So heteros beteken 'n ander van 'n ander soort. Alos beteken ook 'n ander, maar alos beteken 'n ander
van dieselfde soort. Ek het al verskillende verduidelikings hiervan gehoor, maar ek hou nog steeds die meeste, is my die eenvoudigste, van John Bevere. En hy sê, as ek vir jou 'n appel aanbied, en jy eet die appel, en daarna bied ek vir jou 'n lemoen aan, dan het ek die lemoen vir jou aangebied as 'n ander vrug van 'n ander soort. So dit is heteros. 'n heteros vrug, 'n ander soort vrug as die eerste. Maar, sê nou maar jy eet 'n appel en jy's nog honger, en ek vra vir jou, wil jy nog 'n appel hê? As ek vir jou weer eens 'n appel aanbied, dan gee ek vir jou 'n ander vrug van dieselfde soort, dis ook 'n appel. En dit is die Griekse woord alos. Dit laat ons met die vraag, wat het Jesus vir ons beloof, toe hy gesê het, ek stuur vir julle 'n ander trooster? Het hy die woord heteros gebruik, wat sê, 'n ander trooster wat anders is as ek? Of het hy gesê, 'n alos trooster, 'n ander trooster, wat dieselfde is as ek? En dis wanneer dit vir my lekker is om vir jou te sê, Jesus het gesê, hierdie nuwe trooster is 'n alos trooster. Hy's van dieselfde soort as ek. Hy is soos ek. Julle sal dieselfde ervaring van my hê by hom en deur hom. Maar hierdie trooster sal vir altyd by julle bly. Hy gaan nie op 'n stadium vir julle moet sê, ek moet nou ongelukkig van jou af weggaan nie. Dit was vir Jesus so belangrik dat sy disippels moes weet van watter onskatbare waarde hierdie ander trooster net soos hy sou wees. Dat hy eintlik vir hulle die ondenkbare sê. Hy sê vir hulle, dit is tot hulle voordeel dat hy weggaan. Ek kan my voorstel hoe hulle in hulle harte gedink het. Ek is verstom dat Thomas dit nie sommer net uitgeblaker het en dit gesê het nie. In your dreams, Jesus. Onmoontlik. Hoe kan dit tot ons voordeel wees? U is die middelpunt van ons bestaan. Hoe kan dit tot ons voordeel wees dat u weggaan? Maar Jesus wou seker maak hulle weet dit, en daarom sê hy vir hulle in vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Hierdie woord trooster is die Griekse woord parakletos, en ek weet ons het al van tevore daaroor gesels. Dit word ook op party plekke vertaal as die intercessor. Dit kan vertaal word as die advokaat, met ander woorde 'n helper wat langs jou inbeweeg en wat tot jou beswil optree. Want jou beswil, jou beste belang is wat vir daardie persoon eerste kom. Met ander woorde, iemand wat langs jou inbeweeg en hy tree altyd op en hy maak altyd besluite wat tot jou beswil is. In 1 Johannes 2 vers 1 verduidelik Johannes vir ons dat Jesus ons voorspraak by die Vader is. Raai watter woord in Grieks is voorspraak? Parakletos. Met ander woorde, Johannes sê vir ons dat Jesus is ook ons parakletos. Jesus is ook die een wat altyd ons helper is, wat tot ons beswil optree. En daarom is hierdie Heilige Gees, hierdie nuwe trooster, nie eintlik anders as Jesus self nie. Hy gaan ook altyd in ons beste belang optree. Dit help ons om te verstaan hoekom die Heilige Gees moes kom, want hy sou die werk van Jesus hier by ons, die opdrag van Jesus van die Vader, by ons kom voortsit. Hoekom sou hy dan anders wees? Wel, hy sou nie die beperkings hê wat Jesus op grond van sy aardse fisiese liggaam gehad het nie. Onthou, Jesus was eweveel God as mens. As God het hy geen beperkings gehad nie. As mens het hy baie gehad, want Jesus kon in sy aardse liggaam net op een plek op 'n slag wees. Hy kon nie met hierdie groep hier praat en dan met 'n ander groep ook praat op 'n ander plek nie. Hy kon slegs op een plek op 'n slag wees. Sy fisiese liggaam het moeg geword net soos myne en joune. Hy het ook honger geword, hy het ook dors geword. Hy het ook nodig gehad om te rus. Hy het ook nodig gehad om te slaap.
Hy het ook gedehidreer geraak as hy nie water gedrink het nie, net soos ek en jy. Jesus was altyd toeganklik, altyd gretig om te luister. Hy het altyd sy eie behoeftes tweede gestel. Hy was altyd bereid om te help, om te genees, om te luister. Maar elke een wat met hom moes praat, of wat begeer het om met hom te praat, moes in 'n ry staan, lang rye, en wag vir hulle beurt. Dis hoekom daardie vrou met die bloedvloeiing gedink het, sy gaan nooit by hom uitkom nie, sy gaan haar hand deursteek en skelmpies aan hom raak. Want Jesus kon slegs met een persoon op 'n slag praat, of na een persoon op 'n slag luister, want hy was mens, net soveel as wat hy God was en vir ewig is. Die ander trooster wat Jesus beloof het, is net so geduldig, net so toeganklik, net so gretig om te help, te luister, te genees. Hy het net soveel liefde en empatie, deernis, omgee. Hy stel net soveel belang. Hy het dieselfde bonatuurlike krag om in ons nood in te gryp. Hy kan dieselfde wonderwerke as Jesus doen, want hy is net soveel God as Jesus. Maar hy het geen van die beperkings van 'n fisiese liggaam nie. En daarom is hy 24/7 altyd beskikbaar, altyd aan diens, always willing and able. Nie net willing nie, dink as hy net gewillig was, maar hy het nie die vermoë gehad nie. Dink hy het die vermoë gehad, maar hy was nie altyd gewillig nie. Nee, hierdie nuwe trooster het eweveel van albei gehad, so gewillig soos wat hy was. So able was hy. So het hy die vermoë gehad om in te gryp, om te help, om wonders te doen. En hy sou nie net altyd beskikbaar wees nie, hy sou by ons wees. En selfs meer as dit, hy sou binne in ons wees. Niks en niemand kan nader aan ons wees as dit nie. Die woord parakletos is 'n samestelling van twee woorde en dit help ons bietjie om te verstaan wat Jesus eintlik vir hulle beloof het. Dit is die woord para, wat beteken baie naby of langs aan, en kaleo wat beteken om geroep te wees. As ons dit bymekaar sit, dan verstaan ons dat die Heilige Gees deur die Vader geroep is om baie naby aan ons, binne in ons en langs ons te wees, sodat hy die hele tyd vir ons van raad, van hulp, van wysheid, van rigting, van bemoediging en aanmoediging, van krag en sterkte, insig kan voorsien. Dink net, watter ongelooflike rykdom is daar binne in die Heilige Gees, hierdie nuwe trooster. Daarom is dit ook vir ons verstaanbaar dat party bronne hom verduidelik of parakletos vir ons vertaal as life coach. Want daar is nie 'n enkele ding waardeur ek en jy hoef te gaan sonder dat ons hom tot ons beskikking het nie. Ons hemelse Vader het vir ons 'n ongelooflike geskenk in die Heilige Gees gegee. Hy wat alles van my en jou in detail weet. Hy wat weet wat binne my en rondom my gebeur. Hy wat weet watter gedagtes ek koester. Hy wat elke vrees en elke swakheid ken. Wat weet watter aanslae daar vandag teen my gaan kom, nog voordat hulle gebeur het. Wat weet watter planne en strategieë die vyand teen my maak. Wat my persoonlike beperkings ken op die punte van sy vingers en dit verander nie hoe hy oor my voel nie. Wat presies weet wat ek in elke omstandigheid waarin ek my bevind nodig het om as oorwinnaar aan die ander kant uit te kom. Nie net as 'n oorwinnaar nie, as meer as 'n oorwinnaar aan die ander kant uit te kom. Hy het vir my en jou 'n persoonlike, volmaakte life coach gestuur. Wat ons nooit in die steek sal laat nie, nooit van ons sal weggaan nie, ons nooit verkeerd sal lei nie, nooit foute met my en jou maak nie, nooit van diens afgaan of buite opvangsgebied is nie, nooit moeg raak nie. Wat nooit vir ons 'n besettoon gaan gee as ons roep nie. Kan daar dan 'n groter voorreg wees om hierdie ongelooflike, waardige persoon van die drie eenheid by God te ontvang en 'n draer te wees van hom nie, om hom permanent binne in ons te huisves nie. Hy is God by ons,
Hy's God binne in ons. Ek dink as ons dit regtig verstaan het, dan sou ons gesê het, soos Dawid, wat nie eens tot sy beskikking gehad het, dit wat ek en jy het nie. Hy sê in 2 Samuel 22 vers 30, met u hulp loop ek in oormagstorm. Wat is 'n oormag? Hulle wat vir my te veel is. Hulle wat vir my te sterk is. Dan sê hy, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Hoe baie voel ek en jy nie, maar ek staan voor 'n muur en ek kan nie deur hierdie muur nie. Dawid sê, geen probleem nie, ons gaan sommer bo oor hom. Want met my God is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Juist daarom, omdat ons hierdie ongelooflike trooster het, sou mens dink dat ons elke oomblik die bewus sou wees van hierdie heilige teenwoordigheid wat ons oral met ons saamdra. Dat ons hom konstant sou raadpleeg, kort by hom sal incheck, die hele tyd in gesprek met hom sou wees, hom in elke besluit sou ken, dat ons hom sou peper met vrae. Ek het vir my kindertjies in die week geleer en vir hulle gesê, julle gaan nou eksamens skryf, maar weet jy wat? Jy het die beste leermeester, as jy jou hartjie vir Jesus gegee het, en vir hom gesê, kom bly binne in my, dan het jy die beste leermeester, baie beter as Juffrou Alberts binne in jou. En jy kan vir hom vra, help my verstaan, help my onthou wat ek geleer het. Mense sou dink, ek en jy sou hom gepeper het met vrae, en mense sou dink, dat ek en jy so bewus sou gewees het van hom, dat ons sensitief sou wees vir hom. Dat ons versigtig voor hom sou geleef het. Daar's mos daai mooi versie wat sê, al wat hy vra is dat ons versigtig voor ons God sal lewe. Hoekom versigtig? Versigtig om niks te doen wat hom bedroef nie. Versigtig om niks te doen wat hom onwelkom laat voel of wat hom ongemaklik sou maak nie. Versigtig met respek teenoor hom, want ons begeer dat hy welkom sal voel, dat hy 'n vrye hand met ons sou hê. Dink jy nie ook as ek en jy regtig bewus was van hierdie heilige teenwoordigheid op ons en binne in ons, sou hy die bepalende faktor gewees het van die soorte kuiertjies wat ons het nie, van die grappies wat ons maak, die flieks en die programme wat ons graag kyk op TV, of die forme van vermaak wat ons kies nie. Ek gaan dit later vir julle vertel, maar dit was eintlik vir my so oulik. Die Here is, en ek sê dit met die grootste agting en respek, die Here is vir my so oulik. Ek gaan dit weer vertel in die week, en dan sal ek 'n bietjie detail daaromtrent gee, want ek moet omtrent klaarmaak. Maar ek wil vir julle sê, toe ek laas by Nicola hulle, en as ek sê Nicola hulle, dan bedoel ek al my kinders, gekuier het, want ek kuier met almal as ek daar in die Kaap is. En Nicola hulle was almal by die werk, en ek is in Nicola se woonstel, Nicola en Michiel se woonstel. En ek praat met die Here oor, ek wil so graag 'n ware aanbidder wees. Dis die begeerte, dis die van my hart, ek wil waarlik 'n aanbidder wees. En ek kyk in haar boekrak, en ek sien 'n boek van Louis Giglio. En ek het in my voorbereiding 'n bietjie in hom ook gewerk. En ek sien, die boek se naam is The Air I Breathe, en ek dink onmiddellik aan daai lied wat ons gesing het jare terug. Alice sal baie goed onthou, want ek het nog saam met Alice, jong Alice was 'n baie groot deel van my pad met die Here, en sy is dit nog steeds, Alice. Ek onthou, sy het my genooi na 'n kamp toe, en ons het dit gesing, en tot vandag toe, kry ek hoendervleis as ek dink hoe ons gesing het, dat dit is die asem wat my aan die lewe hou, en iets trek my, en ek haal die boekie, klein ou boekie, haal hom uit haar boekrak uit, en ek maak dit oop. Raai wat's die openingswoorde? You, my friend, are a worshipper. Ek begin hardop te lag in daardie woonstel, en ek dink, ja Here, U wou net vir my direk antwoord vir my sê, maar Liesel, dis wat jy is, want dis wat jy gemaak is om te wees. Mense sou dink ons is die hele tyd bewus van hom, in kontak met hom, praat met hom, aanbid hom die hele tyd. En tog sê John Bevere iets in Introduction to the Holy Spirit wat my hart geruk het en eintlik gebreek het. Hy sê daar's niemand in die kerk van Christus wat meer geïgnoreer word as die Heilige Gees homself nie.
Jo, dink daaroor. Niemand word meer geïgnoreer in die kerk as die Heilige Gees homself nie. As dit ons dalk vanoggend sou afronteer, moet ons onsself vra. Maar as hy dan so beskikbaar is, as hy dan so gretig is, as hy dan so able is, hoekom beleef soveel van ons, ek myself inkluis, hoekom dink julle het ek vir die Here gesê, Here, maak my 'n worshipper? Hoekom beleef ons dan so min van hom? Hoekom sien ons so min van sy werk in die kerk? Hoekom is daar so min wonderwerke wat ons met ons eie oë gesien het? Ja, hulle gebeur nog, ek het hulle al gesien ook. Maar hoekom is dit so min, so ver uit mekaar uit versprei? Ek kan nie wag om met julle te gesels oor die antwoord nie. Daar's 'n verskil, en ek gaan dit vir julle later vertel, so ek maak julle eintlik net lus om dit te hoor. Maar daar's 'n verskil tussen die gawes van die Heilige Gees, wat onberoulik is. Met ander woorde, dit beteken as hy dit gegee het, neem hy dit nooit weer terug nie. Daar's 'n verskil tussen die gawes van die Heilige Gees en autoriteit. Autoriteit is nie 'n gawe wat sommer maar net vanselfsprekend is nie. Ons groei in autoriteit en ons gaan daaroor praat. Dit gaan ons laaste sessie wees. Dan gaan ons daaroor gesels. En dit gee vir ons die antwoord wat ek jare oor gebid het. Daar was 'n meisietjie in Egipte wat deur 'n demoon beset was. En hulle het haar vir ons gebring en ons het gebid dat die spoegspat. Want ons het gedink hoe harder ons bid en hoe harder ons vir hierdie ding vertel hy moet gaan, hoe beter gaan hy luister. Want partykeer moet jy mos maar met kinders 'n bietjie hard praat, né? Demone lag daarvoor. Hulle soek net een ding. Hulle soek die autoriteit van Jesus homself. Dan gaan hulle. Ons kon daai meisie nie help nie. In my navorsing het ek geleer en toe die pennie gedrop, ek verstaan. So gaan dit later met julle deel. Hoekom is die Heilige Gees dan vir ons amper 'n vreemdeling? Hoekom vermy ons hom? Hoekom beleef ons so min van hom? As ons in die Bybel kyk, dan sien ons die Handelinge kerk was beslis baie bekend met die Heilige Gees. Hulle het absoluut niks sonder hom gedoen nie. Hulle was intens bewus van hom en hulle was intens afhanklik van hom. Hulle het hom in alles geken. Al het dit beteken hulle moes vir dae byeenkom om te bid, het hulle nie uitbeweeg en gedoen voordat hulle nie eers van die Heilige Gees gehoor het nie. Hy was nie net welkom in hulle byeenkomste nie. Hy was in beheer daarvan. Jesus homself was niks anders nie. Jesus self het verklaar dat hy vanuit homself niks gedoen het nie. Maar dit wat hy die Vader sien doen het, dit wat hy die Vader hoor sê het, hoe het hy dit gesien en gehoor? Deur die Heilige Gees wat op hom en in hom was. Die vingerafdrukke van die Heilige Gees was reg oor sy lewe. Hy is verwek deur die Heilige Gees in Maria se moederskoot. Hy is, sê Lukas 4 vers 1 van ons, gelei deur die Heilige Gees. Hy is bekragtig deur die Heilige Gees, Lukas 4 vers 14. Hy was volkome vervul, soos ek net nou gesê het, met die volheid van die Heilige Gees. Johannes 3 vers 34. So dis duidelik, as die Handelinge kerk wat die kerk is waarna ons strewe om te wees, dis die bloudruk, dis die patroon, dis wat ons moet wees, dis die roeping. As hulle intens afhanklik en bewus van die Heilige Gees was, as Jesus intens afhanklik en bewus van die Heilige Gees was, wat laat ons dink dat ons hom nie nodig het nie? Wat laat ons dink dat ons kan uitgaan en rondbeweeg en dinge kan doen en bid vir mense sonder die Heilige Gees? Hoekom is ons so bang vir die Heilige Gees? Ek noem dit nou sommer soos wat dit is. Hoekom is ons so versigtig? Hoekom is ons so bang as hulle sê, kom, laat ons vir jou bid om vervul te word met die Heilige Gees? As ons bang. Hoekom is ons bang? Want ons hou van voorspelbaarheid. Ons hou daarvan, ons sien dit selfs wanneer mense terugvoer vir ons gee oor die dienste. Ons hou daarvan om te weet hoe dinge gaan wees. Daar gaan afkondigings wees, dan gaan daar 'n openingsgebed wees, dan gaan ons 3 of 4 liedere sing, dan gaan daar weer 'n gebed wees, dan gaan daar 'n preek wees, dan gaan ons geseën word en dan mag ons dalk 'n lied sing as daar tyd is. Ons hou daarvan. Hoekom? Ons voel veilig, dis voorspelbaar. Ons voel in beheer. Dis waarvan ons nie hou nie.
Wanneer iets onvoorspelbaar is, dan voel ons is nie in beheer nie. En die gedagte om beheer oor te gee aan hierdie absolute almagtige wese, wat 'n vrye hand het om te doen net wat hy wil, is vir ons vreesaanjaend. So asof hy sy mag teen ons sou wou gebruik. So asof hy ons op een of ander manier sou wou beroof. Sien, ons wil in beheer wees. Die gedagte dat hy in beheer is en hy kan dalk enigiets doen, hy mag dalk iets doen waarvan ek nie hou nie. Hy mag dalk iets doen wat my in die verleentheid stel. Dis vir ons belangriker. Maar ons dink daai goed omdat ons nie weet hoe hy is en wie hy is nie. Maar ek wil vanoggend afsluit deur vir jou te sê, as jy vanoggend hier sit en jy kan met absolute vrede sê, maar sy gees getuig saam met jou gees hier in die binnekant, dat jy 'n kind van God is hy eintlik nie so 'n vreemdeling en nie so onbekend as wat jy dalk dink nie. Dis hoekom Jesus vir sy disippels ook kon sê, maar julle ken hom. Hoekom? Want deur Jesus het hulle klaar die Heilige Gees ontmoet. Ek en jy het ook 'n eerste ontmoeting met God in die vorm van die Heilige Gees gehad, lank voordat ons vir Jesus gesê het, Here Jesus, hier is my hart, kom in. In 1 Johannes 4 vers 2 en 3 sê Johannes, hieraan ken julle die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Met ander woorde, wat sê Johannes, as ek en jy bely dat Jesus die Seun van God is, en dat hy ons God en ons redder is, dan het ons 'n ontmoeting met die Heilige Gees gehad. Want dit is deur hom wat ek en jy dit kan bely. In Johannes 15 vers 26 vertel Jesus vir ons, hierdie Heilige Gees sal oor hom getuig. Dis hoe ek en jy Jesus leer ken, dit is, die Heilige Gees het oor hom getuig. Die Heilige Gees het ons oortuig dat dit die waarheid is. Die Heilige Gees is die een wat ons oortuig het van sonde, dat ek en jy vasgevang is in sonde en 'n redder nodig het. Van geregtigheid, ons gaan weer daaroor praat, en oordeel getuig. En dis hoe ek en jy gekom het na Jesus toe. Ons eerste ontmoeting met God was in die eerste plek. Deur die Heilige Gees, dis hy wat ons uitgesoek het. Ons nader getrek het, langs ons inbeweeg het, ons die hof gemaak het, ons ingetrek het, net soos wat Jesus met die Samaritaanse vrou gemaak het, in ons oor gefluister het, oor Jesus getuig het, en ons oortuig het van die liefde van die Vader, die onmeetlike liefde van die Vader, waardeur selfs ek en jy, kinders van die Allerhoogste, mag word. Dis hy wat die begeerte in ons hart gewek het om te reageer op hierdie wonderlike uitnodiging, om deur Jesus Christus sy kind te word, en in 'n intieme verhouding deur sy Gees in ons te werk. Hierdie week, en daarmee sluit ek af, gaan ons uitvind dat die Heilige Gees nie sommer maar net 'n onpersoonlike krag is nie, maar dat hy 'n wonderlike persoon is met 'n hoofletter P, dat hy oor wonderlike kwaliteite van persoonlikheid beskik. Ek bid dat jy saam met my gaan ervaar dat hy warm is en sensitief is, dat hy liefdevol en sorgsaam is. Hy gee regtig om, selfs oor die klein goedjies, dat hy ongelooflik gaaf en ja, selfs bedagsaam is. En wanneer ons so luister en dink ons, maar weet julle, eintlik is die Heilige Gees mos dan baie soos ons. En dan gaan ons môre aand ontdek, nee, eintlik is ek en jy geskep om baie soos hy te wees. En dis hoekom hy vir ons in sekere opsigte bekend gaan klink. So ek bid dat die Here 'n honger in ons harte in hierdie tyd sal uitstort om die Heilige Gees waarlik te ontmoet. Om waarlik oor te gee aan hom, want ons gaan ook leer dat by gebrek aan 'n beter beskrywing hy 'n gentleman is. Hy dwing homself op niemand af nie. Hy het die krag om absoluut net eenvoudig my te overrule en hier te doen wat hy wil. En ek wens eintlik so, hy wil. Maar hy sal dit nie doen as daar nie vir hom 'n plek voorberei word nie. Ons gaan daarna ook kyk hierdie week. So ek hoop dat ek nou 'n goeie wortel voor die neus gesit het, want ek weet dit is moeite. Ek weet dit is tyd, ek weet dit is aand, ek weet dit raak koud,
Maar mag ons kom met 'n verwagting. Ek het so 'n verwagting. Mag die Here ons kom bedien. Mag hy ons oë kom oopmaak. Mag hy homself kom uitstort. Mag hy oorneem en kom doen net wat hy wil. Kom ons staan. Ek gaan vir ons bid. Ek gaan hom nooi en dan gaan ek ons seën met die wonderlike woorde van Paulus in 2 Korintiërs 13 vers 13. Here Jesus, baie dankie dat ons altyd welkom is by U. Dat die Heilige Gees nooit van ons weggeneem sal word nie. Dat selfs wanneer ons hom by tye bedroef, hom weerstaan, teen hom werk en homself, so verskriklik soos wat dit klink, ignoreer by tye, hy nooit van ons af weggaan nie. Hy elke dag opnuut beskikbaar is. O Heilige Gees, hoe begeer ons nie dat U sal kom nie. Hoe begeer ons nie dat U ons opnuut sal vul met U krag en met U heerlikheid, dat ons draers daarvan kan wees in hierdie wêreld nie. Kom maak ons oop kanale waardeur die lewende water kan vloei na ander in 'n droë en dorre wêreld. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy fellowship, sy intieme teenwoordigheid, sal by julle almal en by my wees. Amen.